Seun van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag. Ons groet die elkeen in wonderlike naam van Jesus Christus, waar ons weer verder kuier saam met oom Dirk, wat vir ons vertel van baba, lad, soos hy sê, die jong seun of jong meisie, en dan 'n jong man, en 'n jong vrou, en 'n volwasse in die gees. En dit was my net weer eens 'n openbaring, dat ons nodig het om tyd te spandeer in gebed, om tyd te spandeer met God se woord, en al hierdie dinge sal net eenvoudig in lyn kom. Ons liggaam, ons geestelike liggaam, sal so gevoed word, dat ons werklik sal sê, soos daai koortjie sê, fill my cup, Lord, that it overflow, feed me till, hoe sê hy, ek kan nie meer nie, nee, of feed me till I want no more, dis dit wat hy sê. So dit is so belangrik, dat ons werklik die woord van die Here, die brood van die lewe, geniet, en ons moet bid, dat die Here dit vir ons oopbreek, dis my so belangrik. So ons gaan vandag verder kuier saam met oom Dirk weer eens, baie welkom saam met ons, dankie dat oom Dirk die moeite doen om saam met ons te kom kuier, dankie vir die moeite wat oom Dirk doen, om dit vir ons te wys, dit vir ons te vertel, en oom Dirk se nommer gaan verskyn op die opnames, so en ek weet oom Dirk is enige tyd gewillig om, as die mense met oom Dirk wil kontak maak, om daaroor verder te gesels, is hulle welkom. Nogmaals weer, baie dankie. Om Dirk kan vir ons aangaan. En laaste keer het ons 'n bietjie gepraat oor die waardes wat 'n mens nodig het. Nou, daar's baie Christelike waardes, daar's een van die waardes wat 'n mens behoort te hê, is om die woord te lees, wat ons laasweek redelik oor gesels het. Dan is daar die ander waarde, mens moet bid, en jy moet gereeld bid, en jy moet baie bid. En 'n mens moet tyd afsonder vir die Here, dit is baie belangrik. Dan is daar ander dinge, maar hoe leer 'n mens 'n waarde? Ek meen, as daar 'n waarde in my is, om net los man te wees, en allerhande dinge te doen, dit is nie maklik om dit af te leer nie, want daar sal altyd daai trekpleister, hy sê ons vlees en ons gees is altyd in 'n geveg, want jy het sekere waardes wat jy aangeleer het, wat die goeie waardes is nie, en nou moet jy dit afleer, en jy moet ander waardes aanleer. 'n waarde van byvoorbeeld, soos die Bybel sê, gee, en vir jou sal gegee word. So 'n waarde wat 'n mens het, is om te gee. Daar's 'n ander waarde wat maar dit is belangrik. Nou, as 'n mens leer, baie keer dan leer jy kognitief. Nou, kognitief gaan oor kennis. Jy hoor dit, 'n onderwyser gee dit vir jou, hy vertel jou daarvan, dit is als een rigting, het kom van die onderwyser na jou toe, dis een rigting. En jy moet seker gemaak, dit wat hy vir jou sê is reg, of dit wat hy sê is verkeerd. Maar gewoonlik is hy in beheer, die onderwyser is in beheer, en dit wat hy vir jou sê, is vir hom evangelie, hy glo dit, en hy probeer jou beïndruk daardeur. Wees baie versigtig, baie predikante leer jou, en hy vertel vir jou, en dis nie noodwendig die waarheid nie, maar dit is een rigting, jy kan nie in 'n kerk opstaan en pastoor, ek stem nie met jou saam nie. Dit word net nie gedoen nie. So dit is een rigting. Die ander een is wanneer mens vaardighede leer. As jy byvoorbeeld golf speel. Ek speel 'n bietjie golf, maar die ouderdom is besig om my in te haal, so ek speel nou 'n bietjie minder golf. Nou die enigste manier hoe ek beter word, is as ek 'n afrigter kry. Nie 'n onderwyser nie, 'n afrigter. En hy wys vir my, hy demonstreer dit vir my, en hy gee vir my die stok en die bal, en ek slaan hom, en die bal gaan nie waar ek wil dinge. So die enigste manier dat ek hom in die regte rigting kry, is om dit oor en oor te doen. Naderhand raak ek beter, en naderhand kan jy nogal redelik goeie golf speel, en jy kan jouself nogal help deur dit. So, kognitief, en die ander een is 'n vaardigheid. As ek wil leer swem,
kan ek nie hierso op 'n vloer lê en maak of ek moet na 'n swembad toe gaan. Ek moet gaan swem, ek moet leer. En op daai manier leer ek. Ek kan nie 'n ryk van die kerk word of een van daai ouens nie. Want ek het nie ek het net nie meer daai spoed nie. Maar daar's 'n ander manier waar 'n mens leer. En hulle noem dit die affektiewe metode. Die affektiewe metode is heeltemal ietsie anders. Dit is wanneer jy blootgestel word aan 'n waarde. Dan gaan jy deur 'n proses. Jy doen dit. En jy sien dit, dis lekker om dit te doen. En dan word dit naderhand 'n gewoonte. Kom ek gee vir jou baie goeie voorbeeld. Nou, die predikante gaan hou van wat ek nou sê. Die woord van die Here sê vir my, as jy 'n 10de gee, het jy meer geld in jou sak. Dis 'n waarde. Gee jou 10des en jy gaan meer geld in jou sak. Dit maak nie sin nie. Ek meen, jy gee 'n hele 10de weg. Maar nogtans sê hierdie woord vir my, jy gaan meer geseënd wees. Jy gaan meer terugkry. So dis 'n waarde wat 'n mens vir jouself moet aanleer. En ek glo die predikant sal baie hou van hierdie gedeelte. Want dit is 'n waarde wat die mense moet aanleer. Hulle moet blootgestel word daaraan en hulle moet aangemoedig word. En uiteindelik word dit 'n gewoonte. En as dit eers 'n gewoonte is en die Here se seëninge kom in, dan is daai waarde vasgelê in die persoon. So dit is een wyse waarop 'n ding is. Maar nou sê die woord ook vir ons, hy het 'n woord wat hulle gebruik, hulle praat van sozo. Nou sozo beteken jy's gered. Nommer 2, jy's verlos. Nommer 3, jy's beskerm, jy's genees, jy's gesond gemaak en jy's herstel. Wow. Dis wat die woord beteken in die Bybel. Nou daar's 2 reddinge, as ek dit so kan noem, ek weet nie of daar so 'n woord is nie. Daar's 2 keer wat jy gered word. Een van die reddinge is die dag as jy jou hart vir die Here gee. Nommer 1, jy's gered. Jy's verlos. Gooi weg daai sekerheid. Jy's vrygemaak. Jy word beskerm. Jy's genees. Jy's gesond gemaak. Al daai kosbarehede wat die Here vir jou gee as jy tot redding kom. Maar nou sit ons met ons koppietjie hierbo. Hier binne in hierdie kop is nog baie dinge wat sê tikkie 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 en baie keer is dit nog verkeerde goeters wat hierso bo in ons kop is. En die woord van die Here leer my dat as ek hierdie Bybel lees en ek bestudeer dit, dan word daar my gedagte, my denke en daai goed word getransformeer. En dan sê die woord, jy word ook gered. En weer eens kom daai woord sozo daarvoor. Die Griekse woord sozo. Dit beteken, jy's gered. Jou mind verander, jou gedagtes verander, jou denke verander. Hoe meer jy hierdie woord lees, hoe meer kom daar verandering in jou denke. Hoe meer kom jy agter, maar die woord van die Here is waar. Die woord van die Here is eg. Die woord van die Here is iets om aan te hang en te ding. Want dit leer ons hoe om te lewe. Hierdie woord is 'n pad vir my, vir waar ek moet loop. Hy's 'n lamp vir my, vir wat ek moet sien. Hy's 'n riglyn vir wat ek moet doen. Hy's soveel werd vir my. Ek weet nie of jy nog byvoeglike naamwoorde het, wat jy kan byvoeg nie. Die Here het 'n rukkie terug vir my iets glo ek geopenbaar. En dit is dat, ons praat altyd van die pottebakker. En ja, ons weet, ons daar in die skrif praat ook van die tuinier. Maar net so, daar is sekere tye wat ons moet gesnoei word, daar is sekere tye wat ons moet verander, maar daar is ook tye wat ons moet geskaaf word. Ja. Die beeldhouer, maar die skrynwerker staan vir my so uit, dat dit is al daai dinge wat ons kan vergeestelik. En as ons, jy kan die Bybel deurlees, en ek weet, uit ondervinding uit, jy het die Bybel al deurgelees, en jy lees hom weer 'n keer deur,
En dan kom maar weer nuwe dinge spring, nie weet ek, maar hoorie, ek het nou al die Bybel deurgelees, maar hoe is dit moontlik ek hierdie gemis het? Hoe is dit moontlik so die Bybel aanhoudend en aanhoudend? 'n ding wat vir my by my gewerk het is as ek 'n hoofstuk lees, dan lees ek hom 'n paar keer deur tot daar een van die verse by my vassteek. Dan praat die Here met my daaroor. Dit verskil seker van mens tot mens, maar dis een van die maniere hoe die Here met my praat, ook met my vrou praat, is dat jy lees daai hoofstuk 'n paar keer deur. En dit is so belangrik om bidtend te bly. Om Dirk, 'n ander ding oor is so belangrik om jy moet by 'n kerk uitkom. Ja. Want dit is vir my baie mense dit al gesê en miskien het ek dit al 'n vorige keer genoem, die Alkoholiste Anoniem, jare, hele paar jare terug, ek skat meer as 20, 30 jaar terug, was daar 'n dokumentêr oor hoe die Alkoholiste Anoniem begin het op TV. En dit was, hierdie man was 'n baie goeie man, hy was 'n baie goeie pa, hy was baie goeie werker, maar hy het hierdie probleem gehad as alkoholis. En dan sê hy in 'n rehab, en dit vat so rukkie, en dan sê hy weer terug, dan sê hy weer reg, en so dit aangaan totdat hy 'n dokter ontmoet het by een van die rehabilitasiesentrums wat aan die mediese kant verbonde was. Maar die dokter het ook 'n alkoholprobleem gehad. En toe begin die twee te gesels. Toe kan hulle agterkom, luister, ons weet waarvan jy praat. Ek weet en ek verstaan waarvan jy, en dis hoe die AA begin het. En dit is hoe belangrik dit is, as jy nie in 'n kerk kom nie, gaan jy nie deel word van 'n liggaam nie. So, as jy nie arms het nie, wie gaan vir jou voer? Dit is daai tipe van 'n ding. Ja. Dit is hoekom dit so belangrik is om deel te word van 'n kerk, van 'n gemeente, sodat jy deel kan word van 'n liggaam van Jesus. Dit is al skriftuurlik. Is dit nie so nie? Ja, dit is baie so. So dit is my so belangrik, dat ons werklik sal deel word van 'n gemeente. Ek weet daar is plekke, daar is mensies wat dit nie kan doen nie. Daar is dinge wat gebeur, siektes, mense se werk, waar mense bly, dit als weet ons en die Here verstaan dit. Maar waar dit moontlik vir jou is om werklik die kerk te kan bywoon, bidure te kan bywoon, jeugdienste, jong mense, as jy die geleentheid kry. Ons word net aan mekaar geleen. Ja. Nie een van ons weet wanneer is die dag dat ons laaste asem gaan uitblaas nie. Ja. En ek wil vir elke jong mens daar sê, elke kind daar sê, elke ou mens daar sê, lewe so asof elke dag jou laaste dag is. Ja, dit is so. En dit kan aangaan. As jy nou lees hier so in Kolossense 3 vers 16, hy sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Dit is iets wat maar ander woorde, jy moet baie studie insit om die woord ryklik in jou in te kry. En jy moet oor en oor lees, en dit is werklik so. As jy die woord lees en jy kom agter en dan ewe skielik dan sê jy, maar ek het nog nooit dit gesien, dis nie wat jy nou gesê het. Ja. Ek het dit nog nooit raak gelees nie. En dit is rema. Dit is wanneer die woord van die Here vir jou oopgaan. Ja. Ek het nou eendag hierdie ene gekry, want ek het al baie gelees, ek is baie lief vir sing, ek is baie lief vir gospel, dis al musiek wat ek in hierdie stadium, ek kyk ook nie rugby nie, en al die goeders, ek het al die goed uit my lewe uitgedinge, sodat, want ek wil so na as moontlik aan die Here kom. Amen. Toe lees ek hierdie ene, laat die woord van God ryklik in julle woon, in allei. En toe kom ek agter my, hierdie gesingery is nie sommer net 'n gesingery nie. Toe sê hy so, leer en vermaan mekaar met psalms, lofgesange en geestelike liedere. Met ander woorde, hoekom sing ons in die kerk? Hoekom maak ons die Here se naam groot? Waar kom dit vandaan? Wat is dit? Dit is deel van ons godsdienst. Dit is deel van ons as kind van die Here. Toe vat ek dit verder. Nou, in die aande, dan gaan sit ek op die stoep, het ek my musiek aan, en ek luister net Christelike musiek. Vir 'n uur en 'n half, en dit is lewensveranderd. Dit is lewensveranderd. Hoe dat jy meer en meer en meer, nader en nader, die woord van die Here sê, nader tot my, en ek sal tot julle nader.
En die woord van, as jy in Romeine 12 vers 2, as ek kom net gou hierso kan kyk, 12 vers 2, en dit is, hy sê hierso, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word vernuwe deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef die goeie en welgevallige wil, want deur die genade wat aan julle gee, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat julle nie homself meer moet dink, ek het dit nou sondagoggend gehoord, moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van die geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontvang, dat julle liggame stel, 'n lewende, heilige, aan God welgewild. Dit is julle redelike godsdienst. Die woord het soveel kosbaarhede, diamante binne in hom, wat vir ons riglyne gee, hoe om te lewe, wat om te doen. En hy sê ons moet ons gedagte, ons wese, ons sielsdimensie, moet ons reg kry. En dit word alleenlik gered, sou deur die woord te lees en die woord te doen. En hy sê dit duidelik vir ons so in die woord. Paulus sê ons in die skrif dat dit wat hy moet doen, dit doen hy nie. En dit wat hy nie moet doen nie, dit doen hy. So, en ek glo, ons almal is skuldig wat baie keer, en wat vir my as persoon uitstaan is, dat waar struikel ons die meeste, is in ons gedagtes. Ja. Dit is waar ons die meeste struikel. As iemand voor jou inry, jy het op 'n punt gekom dat jy nou nie meer beduie en sekere woorde uiter nie. Nou sê jy miskien iets in jou gedagtes. Daar sondig jy klaar. Ja. Daar sondig jy klaar. Dit is net nodig dat ons op 'n daaglikse basis vir God vra vir vergifnis. Daai ding van een keer gered, altyd gered is 'n ding uit die hel uit. Ek is eerlik en ek is ernstig as ek dit sê. Ja. Dis uit die hel uit. Want jy kan nie nou sê, hoorie, ek is nou gered en nou kan ek maak soos ek wil nie. En jy kan alle sondes doen, maar ek is mos nou eenmal gered. Ja. Ons het nodig om voor God te bely elke dag van ons lewe. Yep. En dit is, soos ek sê, in my geval weet ek moet praat met die Here op 'n daaglikse basis. Here, vergewe my. Die voorbeeld wat jy vir jou kinders stel, vir jou kleinkinders stel, is so belangrik. Ek glo, vir my die Here geleer dat die dag as ek nie meer daar is nie, en my kinders en my kleinkinders praat van my, dan moet hulle gaan praat van 'n pa en 'n oupa wat vir hulle die voorbeeld gestel het, en dat hulle die liefde van Jesus in my gesien, en daai bandjies wat mense baie gedra het, en daar's mense wat nog steeds dra, what would Jesus do? Ja. Wat sou Jesus gedoen het? En dis 'n ding wat ons deel van ons lewe moet maak, Dirk, is as wat ook op ons pad kom, wat ons struikelblok ons kry, is hoe sou Jesus opgetree het? Is dit nie so nie? Dit is baie definitief. Jy sal vind, hoe meer jy die woord bestudeer, hoe meer jy die woord lees, hoe meer jy sing in jou hart, hoe makliker is dit. Jy weet, ons het baie keer ry ons op die pad, dan ry iemand voor jou in met 'n sekere voertuig wat mense vervoer, en dan raak jy omgekrap, en dan praat jy vreemde tale wat jy nie veronderstel is nie. Maar as jy die woord van die Here in jou hart het, my defense, my meganisme wat ek in werking stel, sodra so 'n incident gebeur, dan sing ek 'n koortjie. Amen. Ek sing hom aan, Here, seën hom, hy is haastig. Hy gaan ook daar kom, ek gaan ook daar kom, dit vat net 'n bietjie langer. Die probleem is net naderhand, as jy te veel vir hom voorgee, dan naderhand staan jy omtrent stil. Maar dit maak nie saak nie. Raak rustig in die Here, en praat reg, doen reg, en as jy die dinge op die regte manier doen, sal jy vind dit gaan net makliker en beter. Ons lewe en dit wat ons doen, hierdie woord is 'n praktiese woord. Hy het nog nooit 'n woord wat buite ons bereik is nie, buite ons vermoëns is nie. Die Here sê, as jy versoek word, jy sal nie bo jou vermoëns versoek word nie. En jy moet net vertrou op hom, vertrou dit wat hy in sy woord sê, al hierdie beloftes,
is myne. Dit is myne, wat hy vir my gegee het, dis wat hy vir my gedoen het, en hy het my gehelp om beter en beter en nader aan hom te beweeg. En hoe nader ek aan hom kan beweeg, hoe beter sal dit met my gaan. Amen. Oom Dirk, nou nog 'n laaste dingetjie, en dit is iets wat oom Dirk ook baie erg oor voel is. Ek stel dit nou miskien anders, in ander woorde as oom Dirk het aan baie keer stel is, dit gaan ons as manne, as huispriesters. Jeez. Ek wil daar buite sê, oom Dirk gaan nou vir julle vertel, wat moet 'n huispriester wees? Hoe moet hy sy vrou behandel? Ek weet oom Dirk is baie erg daaroor, en dit is ook skriftuurlik, Yep. om ons as manne moet in hierdie tye wat ons lewe, werklik as huispriesters van ons huise opstaan. Ons moet nie, ek gaan dit vir oom Dirk gee. Oom Dirk moet vir ons kykers daar buite kan vertel, hoe moet 'n huispriester, wat moet 'n man wees vir sy vrou, vir sy kinders? Daar's hy, gee oom Dirk. Kom ek vertel vir die manne, ek praat nou met die manne, wat hulle self manne noem. Die woord van die Here sê vir ons, net so moet julle manne, hy praat nou van julle manne, verstandig met hulle saamlewe. Dis nou die vrou. En aan die vroulike geslag, as die swakker is, hulle glo dit nie, maar dit is so, swakker is, eerbewys, omdat julle ook meerde erfgename is van die genade wat in lewe is. En die probleem is, as jy nie met jou vrou verstandig lewe nie, ek weet, daar's baie mense, jy kan nie 'n vrou verstaan nie, my maat, jy weet hoe om jou vrou reg te behandel, jy weet hoe om die regte ding te doen, doen dit so, want as jy dit nie doen nie, luister wat sê die woord van die Here vir jou, sodat julle gebede nie verhinder kan word nie. Jy kan maak wat jy wil, as jy in die moeilikheid is, en jy is nie reg met jou vrou op 'n regte voet nie, en jy is dwars met haar, en jy boelie haar, en jy doen dinge wat nie normaal is nie, dan kan jy verseker wees, jou gebede gaan nie verhoor word nie, al doen jy wat, en laat ek het so stel, as ek vir Andries bid, en hy lewe nie reg met sy vrou nie, dan gaan selfs die gebede wat ek vir hom bid, nie verhoor word nie, want dit is sy gebed. Ja. En dit is baie belangrik, dat ons met ons, wanneer laas het jy jou vrou gevat en dan net vastgehou? Wanneer laas het jy jou vrou gevat en dan net 'n drukkie gegee? As jy nommer 1 wil wees in die huis, as jy die beste vrou wil hê, gee vir haar aandag, kommunikeer met haar, en moenie, 'n man is geneig om net te dwaal partykeer. Hy is in sy eie wêreld. En jy moet agslaan daarop, dat daar's tye wat jy naby aan jou vrou moet wees, en dat jy vir haar moet omgee, en dat jy vir haar moet, want as jy wil hê, sy moet uit jou hand uit eet, druk haar. As jy wil hê, sy, koop vir haar, ek het nou die dag, het ek net dood eenvoudig 'n roos gepluk in my tuin. Dis 'n eenvoudige stoepe ding. Ek het nie 'n bos blomme gaan koop vir haar. Ek het net 'n roos gepluk, en ek het dit in die huis gevat, en ek het dit vir haar gegee. Ai man, sy het dit so geniet. Weet jy wat? Die woord van die Here sê, ons koester ons liggaam. Ons kyk, ons manne, vir my is dit 'n interessante storie, om te sien hoe die manne kan spuit, en hulle hare doen, en netjies maak, baie meer as dit in die verlede. Die Here sê, as ons so met ons vrouens optree, dan sal ons geseënd wees. Amen. Koester haar, kyk agter haar, en bid vir haar, en wees vir haar. Wanneer laas het jy by haar, waar sy in die bed lê, net by haar op jou knieë gegaan, en vir haar gebid en gesê, Here, seën hierdie vrou van my. Dankie dat U haar vir my gegee het. Dis die wonderlikste mense wat daar is, die vrou. Die Here sê vir ons in die woord, hy sê, toe hy na Adam kyk, toe sê hy, dit is nie goed genoeg dat Adam alleen is nie. Hy moet 'n vrou by hom hê. Hy moet 'n vrou by hom hê, sodat hy vir haar, want hy is nie alright nie, hy is nie afgerond nie. Hy is nie, en gaan kyk na 'n man wat skei van sy vrou. Die agteruitgang is fenomenaal. As jy weer sien, is dit net gone.
En kom ons wees manne vir ons vrouens. Kom ons wees priesters in ons huis. Kom ons bid vir ons kinders. Seën jou kinders, bid vir jou kinders. Kyk wat kyk hulle op die internet. Kyk wat hulle kyk op die rekenaar. Kyk wat hulle kyk op die dinge. Maak seker dit is van die Here, want as dit nie van die Here is nie, word hulle negatief beïnvloed. Word hulle in die afgrond afgetrek. Want daar is soveel ellende wat vandag is. En ek kan dit nie oorbeklemtoon nie. Wees 'n man vir jou vrou, wees 'n man vir jou kinders en bid vir hulle. En gaan na jou seuns toe. En vir my so 'n mooi ding as jy na die seënwense, daai seënwense van die Israeliete luister, waar ek sal die naam gee, dan sal ek dit op die skerm laat sit, waar hy bid vir sy seun toe hy 13 jaar oud was. Toe vat hy hom en hy gaan seën hom. En die proses waardeur daai Jood met sy seun gegaan het, is vir my so mooi gewees. Kom ons manne gaan en ons seën ons seuns. Dra hulle op aan die Here. Lê hulle aan die voete van die Here. Kom na jou dogters toe. Praat met hulle. Help hulle. Geef vir hulle manne invloed wat dit doen. En as jy nie in jou huis is nie, my broer, asseblief kom terug op die plek waar jy hoort en laat hierdie woord in jou hart heers, want dit kom by jou vrou en by jou kinders. Dankie, Here. Dirk, baie dankie. Ons tyd het uitgehardloop. Dit is vir my voorwaar weer net lekker gewees om saam met hom Dirk te kan gesels. Ek sê vir julle kykers, baie dankie vir die saamkuier. Ons groet u. Totsiens, tot volgende keer. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat u regeer. Sien van God.